Wat sê julle môre? Dit is 'n heerlike geleentheid. Ons is hier so by Openbaring 15. So het julle dit oop daar. Kom ons bid. Vader, dankie dat ons hierdie voorreg het om besig te wees met u woord. Ons glo dat u woord is volledig en Openbaring is so 'n groot deel van u woord. En omdat dit deel van die woord is, glo ons dat dit ook vir ons rigtinggewend is, dit vir ons leer, dit vir ons lei, en ons het 'n verwagting dat u ook vanoggend vir ons nog 'n bietjie verder gaan leer van Openbaring en van u woord en van die eindtye. Ons sien uit daarna. Dankie dat ons hier mag wees. Amen. Nou, net om vir julle weer in te bring waarmee ons besig is. Ek het vir julle 'n paar keer nou al gesê dat Openbaring is mos nou maar hierdie movie. En nee, is nie 'n movie nie, maar jy kan dit soos 'n movie lees. En ek het nou gedink, as jy nou gaan kyk het wat nou gebeur het tot nou toe, dan sal dit nou in terme van 'n rating wees, as dit nou 'n movie sou gewees het, sou dit dalk 'n 16 gewees het. Maar hiervanaf gaan dit nou R18 toe, vir geweld en vir bloed en vir goed wat gaan gebeur. So dis die element. Ons het nou, as ek net so vinnig teruggaan, ons het gepraat oor hoofstuk 12 en 13, onthou julle, het ons gepraat oor die dier, ons het eers oor die draak gepraat. Ons het gesê, soos in enige movie, het jy die goeie mense, die slegte mense, toe is oor die draak gepraat, en toe het ons gepraat oor die diere die see, en die diere die aarde, en toe verlede week, as julle kan onthou, het ons gepraat oor hoe dit lyk in die hemel, en die aankondiging van die oordeel. Maar nou, hoofstuk 16, ons gaan vandag 2 hoofstukke doen, 15 en 16. Hoofstuk 16 is hierdie regtig gewelddadige, moordaardige, as jy dit so kan, alle goeders uit daarvan sê, is in hoofstuk 16. Maar om ons te help, kom hoofstuk 15. Want hoofstuk 15, elke keer, voordat die Here so groot oordeel aankondig, elke keer is dit gebeur. Nou kom hy eers en dan sê hy vir ons, kom ons kyk net gou in die hemel. Kom ons kyk net gou hoe lyk die hemel. Kom ons kyk net wie is hierdie God. Dat jy nie die indruk sal kry van hierdie wreedaardige God nie. Dat ons regtig sal sien dat God is regverdig. So wat gaan gebeur? Onthou julle, ons het gehad, eerstens het ons die 7 seels gehad, toe die 7 seels oopgegaan het. En toe is die 7 trompette gehoor. En onthou ons het mekaar gesê 7 is die volmaakte getal. En nou kom ons by die 7 bakke. En as die 7 bakke uitgegooi word, dan is daar hierdie finale oordeel wat gaan kom. So kom ons lees daar by Openbaring 15, ek gaan die eerste 4 verse lees. Toe het ek 'n groot en wonderbaarlike teken in die hemel gesien. En ek het 7 engele gesien wat die laaste plaag bring. Daarmee het die toren van God sy einde bereik. So dit is al klaar vir jou 'n ding dat hier is nou, ons is naby aan die einde. En ek het iets soos 'n spieelgladde see met die vuur daarin gesien. Die mense wat die oorwinning behaal het oor die dier en sy beeld en die getal van sy naam, het by die spieelgladde see gestaan met sieters wat hulle van God gekry het. En hulle sing die lied van Moses, die dienaar van God. Dit is ook die lied van die lam. Groot en wonderbaarlik is die dade, Here God Almagtige, reg en betroubaar is die optrede. Koning van die nasies, wie sal u nie vrees nie, Here, en u naam nie verheerlik? U alleen is heilig. Al die nasies sal kom en u aanbid, want hulle sal sien dat u handelswyse regverdig is. So hier is net 'n prentjie weer terug in die hemel in. Ons staan voor die troon, hier staan hierdie mense, hulle is besig om vir God te loof. Jy kan aangaan na daai skyfie toe asseblief. So ek sê hier, en julle gaan dit nou agterkom, die intensiteit van God se oordeel is nou besig om toe te neem. Daar's nou dis nou, hy sê hier, daarmee die toren van God se einde bereik. So hy is op pad na die einde toe, so dit is asof die toren weer 'n groot hoogtepunt nou gaan bereik in die plaag wat nou gaan kom. Maar, dan voor dit sien jy hierdie orkes, daar's hierdie hele orkes wat eintlik maar voor die Here staan. Hulle is die ouens wat, hy sê hier, dis die ouens wat nie voor die dier gebuig het nie voor sy beeld aanbid het nie, en die oorwinning behaal het.
So, dis die teken, en die teken, hy gebruik die woordjie megas, hy sê, daar is 'n groot teken, 'n wonderbaarlike teken, dis wat nou hier gaan gebeur. En dan praat hy oor vuur, en hy praat oor die spieelgladde see, ek julle onthou in Openbaring 4 vers 6, het ons mos die beeld gehad van die troon, en toe het ons daar gesê, daar is 'n spieelgladde see voor God, né? Kan julle dit onthou? En voor dit het die Heilige Gees dan nou gestaan. Nou hier is interessant, dat ek weet nie presies wat hy daardeur wil vir ons hê nie, maar onthou, dis baie simboliek in Openbaring, hy sê, uit hierdie spieelgladde see, het hy 'n vuur gesien. So ek het 'n gedagte, die spieelgladde see, God se beheer, maar hierdie vuur, is hierdie verterende vuur van God, wat vanuit sy troon nou gaan, en uiteindelik die finale oordeel gaan. Kom, ons gaan dit nou lees in hoofstuk 16. Nou, wat vir my wonderlik is dat hulle sing hierdie lied van Moses. Nou, julle kan dit gaan lees, ek wou dit lees, maar is 'n langerige deel, maar die hele ding van die lied van Moses was, dat dit was die tyd, nadat Moses hulle oorwinning behaal het. Dit was 'n oorwinningslied. En dis die lied wat hulle sing. Hulle sing vir God, hulle sing dat God is die oorwinning gaan haal. En onthou nou wie sing, dis die ouens wat die oorwinning oor die dier behaal het. So dit gaan almal wees wat gelowiges is, wat nie voor die dier gebuig het nie. Hulle kry 'n gitaar, elkeen kry 'n gitaar in hulle hand, siters, is maar die Griekse woordjie is gitaros, so dis wat hulle daar kry. As jy dan aangaan na die volgende skyfie, dan is dit vir my mooi, waaroor gaan hierdie lied, en ek wil hê, ek het vir julle 'n klomp Bybelversies daar gegee. Nou, ons gaan daaroor toets skryf. So, julle sal moet hierdie goeders gaan leer. Nee, ek wil jou regtig aanmoedig, gaan hierdie week, en vat daai versies, en gaan lees hulle deur. Want elke stukkie van hierdie lied, is aanhalings uit die Ou Testament. Dit is so gelaaide lied. Hy sê, groot en wonderbaarlik is die dade. Hy kyk na God, hierdie lied gaan oor God. Die hele lied gaan oor God. Dit gaan oor hoe wonderlik is u dade. Onthou nou, want voor dit het ons die dier ontmoet. Hierdie mense lees mos nou nie soos ons dit lees hoofstuk vir hoofstuk nie. Hulle kom nie elke week by mekaar. Hulle het nie elke week by mekaar kom en sê, okay, kom ons lees 'n bietjie verder die brief van oom Johannes nie. En ons sien julle volgende week hier en dan gaan ons verder lees nie. Alles wat aan mekaar geskryf, daar was nie hoofstukke nie, daar was nie eens verse nie. So hulle het hierdie brief gelees en hulle het dit soos hierdie storie gelees. Hulle het gelees van die dier en dan lees hulle van dit en nou kom hulle by hierdie ding. Skielik is dit groot en wonderbaarlik is ons God. Alles Ou Testament, hulle verstaan dit, hulle ken God, die meeste van hulle is Jode, maar hulle is onder groot vervolging, hulle word doodgemaak, as jy nie voor die dier buig nie, as jy nie voor die Romeinse keiser buig nie, word jy doodgemaak en nie kry hulle die lied. Groot en wonderbaarlik is die dade. Hy is 'n Heer. Dit gaan oor God. So alles gaan eintlik maar oor God. Dus dan sê hy, Here God, U is almagtig. So as jy weer daar sit en jy's in hierdie magtelose situasie. Here, U is magtig. U is 'n Heer. En dan kom hy sê, hy's reg en betroubaar is U optrede. Want onthou nou hierna, van hoofstuk 16 af tot hier by hoofstuk 19, is dit die einde, daar's oordeel, daar's hierdie R18 geweld wat kom, die ouens berei hulle voor om te sê, Here, U is reg, U is betroubaar, U maak nie droog nie, en dan, U alleen is heilig, en dan vir my die mooi deel van hierdie lied, hy sê, al die nasies sal kom en U aanbid. So daar gaan in elke nasie, volk en taal, sal daar iemand wees, wat voor God kom bid. En dan sê hy, die lied gaan oor God, dis God wat heilig is, hy gaan aanbid word, en dan 'n belangrike ding is, hy tree regverdig op. Want mens kan, as jy hierna gaan luister, veral as jy nou 'n bietjie verder gaan, in hoofstuk 16, wat ons nou toe gaan, dan kan 'n mens sê, maar, wow, is God regverdig? Hoekom is hy so kwaai? Hoekom is dit hoekom gooi hy sy volle toorn nou op die wêreld uit? Maar ons kry hierdie bevestiging, God is regverdig. En dis iets wat ek dink ons moet snap. Mense bevraagteken baie keer vir God. Waar was hy toe die tsunami gebeur het? Waar was hy toe September 11 gebeur het? Mense vra dit. Ons moet weet, God is betroubaar en reg, maar God is regverdig. As daar goed gestraf word, en as mense gestraf word, of as goed met mense gebeur, God is regverdig. As jy nie daai lyntjie vandag snap nie, dan gaan jy sukkel om 'n klomp goed van God te verstaan in jou eie lewe. As goed met mense gebeur. Mense het altyd hierdie geneigtheid om te sê, om God te query, maar God is regverdig. Hoor dit net mooi, en dit hoor ek hier by hom. So, nou sê hy, die volgende prentjie wat hy sien is die 7 engele. So, die 7 engele is, hy sê hierna, kom ons lees daar by hoofstuk 5 verder, hy sê hierna het ek gesien die tempel
Ja, hierna het ek gesien, die tempel in die hemel, die woonplek van God, is oopgemaak. En die 7 engele, wat die 7 plae bring, het uit die hemel uitgekom. Hulle het helder blink klere aangehad, en elkeen het 'n goue band om die bors gehad. En een van die 4 lewende wesens het toe aan die 7 engele 7 goue bakke gegee. En nou hoor nou, gevul met die toorn van God, van hom wat tot in alle ewigheid lewe. En die tempel het vol rook geword, vanweë die heerlikheid en die mag van God. En hoor hierso, niemand kon in die tempel ingaan nie, voordat die 7 plae van die 7 engele hulle einde bereik het nie. Nou ek moet vir julle die ou vertaling lees daar, want die ou vertaling sê eintlik presies wat daar aangaan. In die ou vertaling sê hy, en na hierdie dinge het ek gesien, en kyk, die tempel van die tent van die getuienis is in die hemel geopen. En die 7 engele met die 7 plae het uit die tempel uitgekom, bekleed met rein, blink linne en 'n bors omgord met goue gordels. En een van die 4 lewende wesens het aan die 7 engele 7 goue skale gegee, vol van die grimmigheid van God, wat leef tot in alle ewigheid. Nou, die ou vertaling praat van die tent van getuienis. Nou, Numeri 9 vers 15 sê hy, die dag toe die tabernakel, die tent met die getuienis opgerig is, het 'n wolk dit oordek. In die aand het die wolk oor die tabernakel soos die vuur geword, en het gebly tot die môre. En dan sê hy Numeri 17 vers 7, Moses het toe die kieries neergesit in die tent met die getuienis, in die teenwoordigheid van God. So die nuwe vertaling vertaal dit nie vir my reg nie. Die ou vertaling sê, hy praat van die tent van getuienis. Dit is nie die tempel nie. Die tabernakel, onthou julle nog die tabernakel? Wat was dit? Dan skud julle kop, maar wat is die tabernakel? Die allerheiligheid en die allerheiligheid gehad dat die priester nie kon ingaan het nie. Okay, dis die tempel, né? Wat is die tabernakel? Dit was in die begin in Moses se tyd. Ja, hulle het 'n tent gebou, né? En dit was die tent van ontmoeting geweest. Hulle het mos nou so 'n tabernakel gehad, so die oomblik as die Here sê hulle moet skuif, dit was 'n voorskou eintlik van die tempel. Dus jy's reg, daar was 'n plek van aan die allerheiligdom, in die heiligdom waar die mense, die priesters gekom het, maar die allerheiligdom waar God is. Maar die tent van getuienis, sê hy, was altyd iets te doen met God se teenwoordigheid. So God is hier. So dis so significant vir die ouens wat dit vir die heel eerste keer daar gelees het. En wat onthou nou, hulle is Jode, baie van hulle is Jode wat tot bekering gekom het, en hulle is ook heidene wat tot bekering gekom het. Voor hierdie groot ding nou gaan gebeur, sê hulle, hoorie, maar God is, hulle wys maar net weer God se teenwoordigheid. En die engele kom sê vir ons, God is by julle. As hierdie goed gebeur, moet julle vir geen oomblik dink hierdie goed gebeur, sodat God nie buite God se teenwoordigheid. God is teenwoordig. Dis wat die engele sê. En dan die engele is natuurlik weer eens, ons verstaan nie daai simboliek nie, omdat ons nie Jode is nie, maar daai is alles priesterlike drag, né? Die priesters het nou hierdie linnekleed aangehad, hierdie lang linnekleed, en hulle het hierdie goue band om die bors gehad, die hoë priester het dit gehad, en die priesters het altyd, was maar altyd die teenwoordige, of eintlik so sê, die verteenwoordiger van God by die mense, en hierdie priesters is konings, hulle het ook so al 'n koninklike verteenwoordiging, so as 'n mens dink oor hoe lyk hierdie engele, dan is dit eintlik maar, hy stel hulle voor as priesters, wat namens God na die mense toe kom, en dan kom gee hulle die 7 bakke, en dan gebeur hierdie toren, ek wil eintlik by die toren, by die 7 bakke uitkom, maar dit is net so 'n prentjie, dit is net asof die toneel, onthou nou as dit 'n movie is, hy stop alles, sê, wow, kom ek gaan net gou na kyk wie se beheer. As hierdie goed nou gebeur, dat julle wat dit lees, hierdie movie kyk, kan weer daar's 'n villain, en julle gaan nou weer sien, hoe gaan hy, dit lyk of hy weer half oorwin, maar God se beheer, hy is in die tempel, hy sit op die troon, die engele aanbid hom, ons het hierdie prentjie. Ek stop gou daar, is daar vrae by julle? Ek wil nou nie weet, ek nou voor die tyd gelees het, is dan nou 'n skerm daarvan wat sê, omdat niemand mag in die tempel ingegaan het nou van hier af nie, niemand kon in die tempel ingaan voor die 7 plae nie, beteken dit dat mense wat dan nie aan God behoort nie, het nie weer 'n kans nie, maar as jy verder lees sê hulle, maar hulle het nie tot God bekeer, nie tot God bekeer nie, as jy in die 7 plae gaan, dis die eerste vraag, is dit dan verby? En dan die tweede vraag is, Okay, so daai, onthou nou, niemand kon aan daai teenwoordigheid van God gaan, terwyl hierdie pla besig was om te gebeur nie.
Jy sal nou sien as ons deur die plaag gaan, daar is nog steeds 'n oproep tot bekering, né? So hierdie is die afsluiting. As hierdie goed verby is dit verby. Dan is daar nie meer 'n kans nie. Na die sewende plaag is dit verby. En dan is 'n ander vraag, ekskuus. Wat die mense wat God aangeneem het, was hulle toe reeds in die hemel of is hulle ook nou hier? Dit hang af hoe jy na Openbaring kyk, né? Okay. As jy futuristies kyk, gaan dit nog gebeur. As jy histories daarna kyk, dan is dit almal, dan is dit die afhandeling, dan is dit die einde van die wêreld. As jy aan die wegraping dink, mense wat glo in die wegraping sal dan sê dit is klaar gebeur. Hier is die mense wat in die oomblik daar is die ouens wat oorwin het. Hierdie ouens wat hy nou vir ons, die prentjie wat hy nou vir ons gee, is die ouens wat nie gebuig het voor die dier nie. Dis ouens wat nie sy naam op hulle lippe geneem het nie. Dis ouens wat oorwinning behaal het, wat eintlik maar doodgemaak is seker, vir dan hulle geloof, né? Dis wat ek het nou maar sien. Maar onthou nou, hier is net een snit van die hemel. Ons het ons nou ander prentjies gekry. Ons het 'n prentjie gehad van die martelare. Ons het vorige keer het ons daai ouens gehad met almal die 144.000 en toe staan daar en die res het met linne klere gehad. Daarom sê ek Openbaring spring partykeer vorentoe en partykeer van vorentoe af kyk hy terug. So jy gaan partykeer sien jy die einde en dan kyk hy heeltemal terug en ons almal in die hemel. En partykeer kyk hy vooruit en sê hy dit gaan nog gebeur. So dis hoe ek dit sien. Hierdie prentjie, dit is snit op die ouens wat oorwinning behaal het oor die dier. Want hy sê hier, dis die ouens wat die oorwinning behaal het. Hulle wat die lied sing. So dit is nie alle gelowiges nie. Daar gaan ander gelowiges wees op ander plekke in die hemel, maar hierdie snit is nou hierdie ouens wat daai spesifieke ding. Onthou nou as jy nou dink jy is in daai tyd geleef en soos laas keer vir julle gesê het, ons kom Sondag by mekaar en dan vra ons maar waar's hierdie persoon en sê nee, maar hy is mos nou hierdie week deur die leeu opgeëet, hulle is mos doodgemaak. Jy onthou daarvan of hulle het nie selfone gehad om te sê hoor die bid vir hierdie persoon. As jy weer hom soek en hoor jy net nee, hy is doodgemaak. En nou kry hulle hierdie brief en sê ouens, daai ouens wat geweier het om voor die Romeinse keiser te buig en wat geweier het om sy naam op hulle lippe te vat. Hulle gaan eendag in die hemel staan by die einde as die plaag kom en hulle gaan gitaar speel en hulle gaan sing. Groot en wonderbaarlik is God. Verstaan jy? So vir ouens wat in hierdie krisis was dit baie hoop. So dis definitief toe hulle dit gelees het futuristies gewees. Hulle kyk nog en sê vooruit. Gister is hierdie persoon doodgemaak, maar ons weet hy gaan gitaar speel in die hemel. So dis 'n baie hoopvolle brief. Jy moet altyd probeer indink na jou eerste lesers toe. Wat dit nie in 'n lesing ontvang het soos ons nie. Waar dit nie hoofstuk vir hoofstuk elke week gelees het nie, waar dit in een lesing gelees het en sê, dankie tog, daai wat gister dood is nou veilig by die Here. Ek dink dis die probleem, ek dink terug aan die eerste lesers, ek dink aan ons tyd. Ja, altyd terugdink aan die eerste leser, onthou dit. Baie belangrike vraag. Hulle weet wat van daai bakke al gespil is. Kom ons lees die bakke en dan kyk ons. Ek dink nie so nie, ek dink dis futuristies, want jy sal verstaan as ek dit sê. Veral as ons by die sewende bak kom. Ek dink dis my siening op dit. Dis iets wat nog gaan kom. Maar onthou nou, in die tyd toe jy dit gelees het, gaan jy sien. Jy gaan van die bakke sien en sê, aha, daar het klaar gebeur. Dit het al in hulle tyd gebeur. So maar jy sal nou, kom ons lees dit, dan sê jy verstaan. So kom ons gaan na die 7 bakke toe. En ek het vir julle, voor ek dit lees, ek gaan stukkie vir stukkie lees, ek het vir julle daar 'n ding gegee, en dit is baie interessant, dat as jy gaan kyk na die trompette, en jy gaan kyk na die bakke, kom ons kyk, die eerste trompet was haal en vuur op die aarde, en 1/3 van die plantegroei is verbrand. Die eerste bakke is bakke op die aarde uitgegooi, maar nie 1/3 nie. Dis die volledige aarde, né? Die derde van die see, tweede trompet, 1/3 van die see word bloed en 1/3 van die seelewe sterf. Die bakke, die see word bloed en die lewe is uitgewis. Julle gaan dit nou sien. Ekskuus, mag ek net vra, is daar 'n time period tussen die twee? Daar's definitief 'n time period tussen dit. En dan weet ons wat dit is. Nee. Daar's nie 'n spesifieke tyd nie. Daar mense wat sê is 1000 jaar. Daar ons weet nie. So hierdie goed is wat dit eintlik maar net sê is dat daar's nie nou 'n speletjies nie. Jy het net 1/3 gestraf, 2/3 gelos. So die mense het 'n kans gehad, maar dit is nie so nie. En dan die derde trompet, 1/3 van die riviere en die fonteine word bitter. In hierdie geval by die bakke is dit riviere en waterbronne word bloed, né?
Die 4de trompet, 'n derde van die son en die sterre word verduister, die bakke, die son verbrand en die mense met vuur, verbrand die mense met vuur. 5de trompet, springkane uit die onderaardse duisternis. Hierso is dat die ryk van die dier word verduister en die mense word gepynig. So is baie dieselfde. En dan die trompette, die 6de trompet, 4 engele by die groot Eufrat rivier word losgemaak en nou word die bak op die groot Eufrat rivier uitgegooi. So daar's baie groot verbande tussen die goed, né? En dan die laaste trompet, weerligstrale, dreunings en donderslae. Die bakke weerligstrale, dreunings en donderslae, aardbewing en haal. En julle gaan nou sien wat daai haal. So dis vir my so amazing om te dink hier het God presies dieselfde goed gebruik, maar hy net 'n derde mense kans gegee en klomp goed het tussenin gebeur. En nou kom ons hier so van hoofstuk 8 tot by hoofstuk 16 en niks het verander nie. Mense, daar's nog steeds 'n klomp mense wat nie hulle tot God bekeer het nie. Goed. Is daar enige vrae hier? En ek wil amper sê die rolprent se musiek moet nou vir julle sê. Ek gaan nou na klimaks toe. Hier begin nou. Hier gaan nou groot moeilikheid. Kom ons lees. Kom ek gaan die eerste 9 verse vir julle lees. Toe het ek uit die tempel 'n harde stem vir die 7 engele hoor sê: gaan gooi die 7 bakke gevul met die toren van God op die aarde uit. Kan jy van net na daai volgende skyfie toe gaan? Goed. Ek het daar gesê pla is nie derde nie. Nou kom ons luister, kyk die eerste een. Die eerste engel het toe gegaan en sy bak op die land uitgegooi. Daar het kwaadaardige, pynlike swere uitgekom aan die mense wat die merk van die dier aan hulle het en wat sy beeld aanbid het. So dit is dit wys ook na die plaag. Julle gaan nog baie van die plaag hier insien. Dit wys na die 6de plaag van Egipte. Julle kan maar gaan lees daar in Exodus. So kry vir jou die prentjie. Die eerste ding is dus die mense wat die merk van die dier aanbid het, hulle kry die kwaadaardige, pynlike swere. En dit is julle weet hoe lyk mense wat swere het en hoe dit gaan. So dis die eerste plaag wat tref, die eerste bak wat gebeur. Die tweede ene die tweede ding wat gebeur is hy sê die tweede engel het sy bak in die see uitgegooi. Dit het bloed geword, soos die bloed van 'n dooie. En daai bloed van 'n dooie is beteken maar net dis eintlik maar 'n Griekse term. Dat is jy's dood. Dis verby. Dit is klaar met jou, né? En alles wat in die see en die lewe het dood gegaan. So hy het daar bloed gekom, die bloed op die see, daar het geskryf die Griekse woord is die bloed van 'n dooie. En dis die eerste plaag. Kan jy onthou? Uit sonnaskool uit Nikkie? Ja, het klink vir my of jy nog kan onthou. Die daai dag gemis. Ja. So die bloed op die see, wat sal dit beteken dink julle? As die see bloed word. Daai Griekse woord bloed van die dooie beteken eintlik dit het klaar gestol, né? Dit is asof die bloed ja, so, dis gestolde bloed, is nie dis ja, is nie vars bloed nie, dit is die see is dik geword van die bloed. Dis die bloed van 'n dooie, weet julle mos, dis wat is daai Griekse terme van dis nie fyn bloedjies wat vloei nie. Die bloed het al gestol op die see. Nou wat sal dit beteken dan? Dis al lankdurig hierdie Ja. doodgaan proses. Ja. En daar's baie. Maar ek dink is die natuur, luister nou wat gebeur is die see, né? Al die diere is dood. Hulle het niks verkeerd gedoen nie. Maar as jy in Romeine gaan lees, dan kom daar dan sê hy die natuur, hy sê die aarde roep uit na God en sê die tyd van die oordeel moet kom. Dit is asof die aarde homself gee en sê ek sê nie dit is so nie, maar dit is vir my net is amazing is of die aarde homself aanbied en sê kom vernietig my. Al die diere gaan dood. Hulle is onskuldig, maar onthou wat ek in die begin gesê het, dis 'n klomp vrae wat jy vir God sou kon vra. God se regverdig. Dis die einde van hierdie wêreld. Dis nou verby. Die see is gone. Jy kan nie meer by die strand gaan swem nie. Hoe surf jy in gestolde bloed? Huh? Stadig. Miskien sê jy dan kan loop op die see. Vra? Dis nie 'n lekker prentjie, dis hoekom ek vir julle gewaarsku het R18. Dit is 'n gewelddadige storie. Dit lyk soos 'n aaklige storie wat gaan gebeur, né? Dan gaan hy aan. Vers die volgende plaag. Maar ek dink dit baie keer dit is denkbeeldig, nou dit is
wat hy wil sê is dat dit gaan 'n aaklige gesig wees as die visse, as die aarde stukkie vir stukkie doodgaan. En die eerste ding wat hy gaan doen is by die see. See is verby. Dis dit. Dan die derde ding, hy sê die derde engel het sy bak in die riviere gegooi en die waterbronne uitgegooi. En dit het ook bloed geword. Toe het ek die engel wat oor die water toesig hou hoor sê, hoor jy wat sê hy? Kom sê voor ek dit lees. Wat gebeur as die waterbronne vol bloed is? Niemand gaan Van dood van almal. Almal gaan dood. Nee, gaan almal dood. Nou sê hy, u is regverdig. U wat is en wat was, u die heilige, omdat u hierdie oordeel voltrek het, want hulle het die bloed van die gelowiges en van die profete vergiet, en u het hulle self bloed laat drink. Dit het hulle verdien. Toe het die engel wat oor die altaar toesig gehoor sê, ja, Here God Almagtige, betroubaar en reg is die oordeele. So hy antwoord sommer al klaar die mense se beswaar, né? Dit is asof mense gaan beswaar hieroor en sê, maar hoe kan jy dit doen? Kyk wat maak jy aan die mense? Hy sê, dan stop die engel en sê, God is regverdig. U oordeele is regverdig. Hierdie mense het ons mense doodgemaak. So jy het nou gevra, is almal reeds in die hemel? Daar is 'n groep mense wat sê, ja, almal is reeds in die hemel. Ek weet nie hoe gaan dit wees nie, ons gaan dalk nog hier wees, mense gaan nog hier wees, ek weet nie. Maar dat mense hom gaan query, is verseker. Daarom sê hy, reg en regverdig is die oordeele. Hoe voel julle daaroor? Query al klaar. Hulle query al klaar? Baie nie-Christene query baie dinge wat in die Bybel staan. Ja. En sê maar, Hoe kan dit hoe wees? kan dit wees? Hoe kan God dit toelaat dat so 'n goeie mens kanker kry? Ja. Of so 'n goeie mens dit oor? Ja. God is regverdig. Dis wat ou eintlik hoor, né? En ek sê dit oor en oor, maar dis die ding, die refrein waarmee ons moet loop as met hierdie goeders wees. God is God en ons is nie. En sou daai ding snap, en wat jy nou sê Annetjie, is dat mense hierdie ding query, né? Is jy happy hiermee? Is jy happy met die water wat Ek dink regtig dis die feit dat mense nou al vra maar mense wat nou sien hoe as mense se kele afsny. Hulle vra hulle vra vir God, die mense wat martyrs vra hoekom, wanneer gaan U hulle oordeel God? Wanneer gaan U dit doen? En ek dink dit is wat hy nou doen. So ek dink dis ook met engele kan sê maar U is regverdig. Ja. Hy het ons gesê ek gaan dit doen. So hy gaan ja. So Sien hierso word ISIS maak mense dood wat Christen is en nie Christene ook nie. Ja. Jy weet so daar hulle tref geen onderskeid nie so. Ja. Hierso kry iemand wat nie in hulle glo nie. Ja. word Ja. gekamp. En hierso ook word die regverdige en die onregverdige gestraf tot jy doodgaan. It's my amazing dat die water is eers gaan. Kyk die sequence waarmee hy werk. Nou kom hy by die son. Kyk hier so ver, die volgende een. Die vierde engel het toe sy bak op die son uitgegooi. En daardeur is die son die vermoë verleen om die mense met vuur te brand. Skielik het die son baie warmer geword en nou is daar nie meer water nie. Maar die water het in bloed verander. Kan nie as die seewater drink, jy kan niks drink, alles is gaan. Die mense is deur die groot hitte gebrand. Ek dink die ozonlaag het toe maar net heeltemal gegaan, hè. En hoor wat doen hulle? Hulle het die naam van God gelaster. Hulle het die naam gelaster van God wat die mag het oor hierdie plaag. En nou hier is die ding wat jy gevra het, Susan, en hulle het hulle nie bekeer nie en hom nie die eer gegee nie. Daar was nog 'n kans. Hier is nog 'n kans gewees dat mense kon gesê het, Here, U is groot en regverdig. Ons wil nou vir U dien. Ons is jammer dat ons tot nou toe nie vir U gedien het nie, maar ons wil voor U dien. Maar nou kom laster hulle vir God en ons hoor dit aan mekaar. Ons hoor dit as goed ons mense tref dat hulle vir God laster. So is eintlik maar nie anderster as wat ons alreeds leef nie, né? Okay. Hierdie twee moes baie naby aan mekaar gebeur het. Die water wat in bloed weer verander het en dan ook die son en want dit alles speel saam 'n rol. Na die einde Die water het nie en jy kry baie warm, raak dit nou nog al hoe erger. Ja, ek dink die laaste plaag gaan baie vinnig wees. Dit is nie, ek dink dit gaan 'n lang uitgerekte ding wees, want mense gaan dit is die einde. Ja, dis die einde. Ons gaan dit nou lees. Enige vrae hier rondom? Okay, kom ons gaan na die volgende bakke toe. Die 5de engel het toe sy bak op die troon van die dier uitgegooi. Nou vat hy sy fokus weg van die mense af. Want die fokus was op die mense gewees. Die eerste 4 was op die mense wat nie die dier
wat die dier aanbid het en nie vir God nie, nou sê hy is klaar. Nou kyk hy, die mense is klaar. Soos jy nou sê, Nikkie, jy kan nie eintlik meer leef nie. Die 5de engel het toe sy bak op die troon van die dier uitgegooi. En daar het duisternis oor die koninkryk van die dier gekom. Die mense het hulle tonge stikkend gebyt van die pyn. En die God van die hemel gelaste oor die pyn wat hulle moes verduur en oor die swere en hulle het hulle nie bekeer van hulle verkeerde praktyke nie. So die laaste plaag gaan nou hier is nog steeds die plaag van die Exodus van Moses wat ons ook maar hier herhaal sien, maar dit is nou die einde. Dit is asof nou maar die fokus is op die antichrist. Hulle gooi dit nou uit op die antichrist en hulle moet nou luister. En dan die 6de engel het toe sy bak op die groot Eufrat uitgegooi. Die water daarvan het opgedroog om 'n pad te maak vir die konings uit die ooste oop te maak. Nou die konings uit die ooste, jy gaan nou sien wat gaan nou gebeur. Toe sien ek uit die bek van die draak, daar die draak is die duiwel, né? En uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet 3 onrein geeste kom wat soos paddas lyk. Onthou nou, ek het vir julle gesê, hierdie hele Openbaring storie is, dit lyk partykeer asof God wen, en dan kom dit nou weer, en lyk dit weer of die duiwel wen. En hier is nou weer so 'n tussenprentjie, né? Nou sê hy hier, hierdie geeste wat wondertekens doen, is bose geeste. En hulle gaan na die konings van die hele aarde toe kom, om hulle byeen te bring vir die oorlog op die groot dag van die Almagtige. So, is asof die Here vir ons 'n prentjie gee, en sy sê, okay, dit lyk asof ek besig om te wen, en nou skielik is dit lyk asof die duiwel weer 'n klomp mag het, want nou kan hy weer bose geeste hê. Hierdie paddas is maar altyd gesimboliseer met onreinheid. Die paddas wat kwaak is 'n sinnelose praat. Dis maar 'n ou prentjie in die Ou Testament gewees. En dan, so tussenin, kom maar weer 'n seëngebed. Kyk, ek kom onverwags, soos 'n dief. Geseënd is die een wat wakker bly en sy klere reg hou, sodat hy nie kaal hoef te loop en die mense sy skande sien nie. So net so tussen al hierdie goeders, asof die Here sê, wow, kom ek wys jou net gou, kom ons seën hierdie mense. Julle wat vasgebyt het, en julle wat deurgedruk het, geseënd is julle. En dan kom hy nou eintlik so, as jy moet half vers 16 heeltemal uithaal daar, net om die storie te lees. Kom ek lees dit vir julle weer, hulle gaan na die konings, daarvan vers 14, hulle gaan na die konings van die hele wêreld toe, om hulle byeen te bring vir die oorlog op die groot dag van God, die Almagtige, en dan vers 16, die geeste het die konings byeengebring op die plek wat in Hebreëus Armageddon genoem word. Julle het al baie movies gesien seker oor Armageddon, né? Nee. Jy het al gehoor van sulke movies? Ja. Armageddon. Wat nou Armageddon is die Hebreëse woord, ek het dit vir julle daar geskryf. Har is berg en is Mageddon of Megiddo. Nou dit is die berg van Megiddo is daar so vlakte. Dis eintlik so ideale plek vir 'n oorlog, want dit is ver oop. Jy kan wyd en ver sien. Dit het ons daar gewees het met daai vlakte. Dis jy kan kilometers en kilometers, amper so die Vrystaat, daar's niks nie. Dit's plat. Daar by Kimberley ook, is net plat. Jy kan kilometers en kilometers sien. Nou ek weet nie of dit 'n aardrykskundige oorlog gaan wees, dat dit spesifiek op daai plek gaan wees nie. Dit kan so wees. Ek dink dit is baie meer simbolies, want daar was al baie veldslae gewees. Daar het Dawid hulle al baie oorlog gevoer, en daar was al baie oorwinnings gewees. So, ek weet nie, miskien gaan dit op daai spesifieke plek wees, maar is interessant, dat daar nou 'n oorlog is. Dat daar nog 'n geveg gaan kom, dat die bose geeste en die boosheid, na alles wat tot nou toe gebeur het, dit nog nie aanvaar nie, en dat daar nou hierdie groot geveg gaan wees, by Armageddon, en dat God se magte teen die duiwel se magte gaan byeenkom. Dit weet ons weet nie, so ek sê, ek weet nie of dit 'n simbool is om te sê, hier gaan hierdie oorlog kom, maar dit is 'n oorlog tussen die bose en die is simbolies van dat God gaan uiteindelik oorwin, want Armageddon beteken dis die plek waar ons nog altyd oorwin het. So ek weet nie, wat is julle take aan het? Het julle 'n bietjie daaroor gedink? Wat is Armageddon? Het julle al 'n bietjie daaroor gehoor? Kom sal dit simbolies soos as al die ander goeders regtig gaan gebeur?
net die plek. Ek dink dit gaan reg oor die hele wêreld gebeur. Iets wat my altyd nie fascineer nie, maar dit laat my nou daaraan dink aan globalisering en hoe alles een word en leiers gereeld by mekaar kom. Dit voel vir my alles trek meer na mekaar. Dat daar meer prominente leiers is wat oor almal tipe van mag het. wil en mag Ja. het. My vraag is om jou vraag te antwoord. Daar's baie simboliek in Openbaring. So alles is nie net so fisies nie. As 'n mens net moet dink aan die lokaliteit van die plek, dis baie klein. Jy kan net fisies nie die wêreld se magte daar inkry nie. Hoe gaan jy 'n wêreldoorlog aardrykskundig daar op een plek kom? Maar onthou die derde Miljoene van die mense sal weg. maar dit is nog steeds miljoene mense wat oorbly. So dit kan wees dat dit net in die geestelike riem gaan plaasvind, want hy praat hierso. Hy sê hier, hierdie geeste wat wondertekens doen is bose geeste, hulle gaan na die konings van die hele wêreld toe, bring hulle na die oorlog toe. Dit kan wees dat hulle dalk in die geestelike mag al hulle konings gaan haal of die heersers oor dit, en dat dit 'n geestelike oorlog gaan wees daar in Armageddon. Of ek sien dit simbolies in die sin van dis 'n plek vir die Jode wat sê by Armageddon is daar oorwinning. Maar dit hang af oor jou se siening oor Openbaring. As jy gaan dit fisies sien, dan kan daar 'n fisiese oorlog wees. Ek sien dit definitief, dis 'n plek vir die ouens wat dit gelees het om te sê ons is alright, daar gaan oorwinning kom, want God sal nie verloor by Armageddon nie. Ek weet nie. Dis net vir my, verstaan jy, seker goed moet ek simbolies vat, omdat goeders gaan regtig gebeur, jy weet so. Dis of nie so nie, of dit is so. Ja, maar ons weet daar's 'n klomp simboliek in dit, né? Selfs hy praat oor die simboliek. Daar's goed wat hy vir ons wil simbolies net verduidelik. Maar ek kan nie vir jou sê hierdie is nie simbolies nie. Dis dalk fisies. Ek kyk daarna simbolies om te sê, as ek moes daarna gekyk het as die eerste leser, sou ek rustig gewees het om te sê God gaan wen. Hy gaan nie verloor nie. Ek gaan nie rustig gewees het nie, want as dit is waar hulle oorlog gevoer het en dan daar genuine goed plaasgevind. So as ek die eerste leser was, sou ek gesê het, wow, hier gaan mense kom. Hier gaan groot moeilikheid kom. Uit van Ja. Libanon uit, en van oralste af uit gaan die ouens kom oor die grense, en van Syrië, en van Irak, en van oralste Ja. En dis tog mos wat besig is om te gebeur. Wel, Israel is hier vasgevang in hierdie klein hoekie en al hierdie lande reg. Nee, verseker. Is vyandig gesind so. Ja, ek stem saam dat dit kan heeltemal wees dat dit die kernpunt van die volgende geveg kan wees. Maar wat hy nog steeds daaruit sou lees, as jy die eerste leser is, om te sê ek kan weet ons gaan nie verloor nie. Dit kan 'n fisiese oorlog wees, en soos jy nou sê, as mense nou kyk na die tekens van die tye, dit lyk asof dit nou in daai rigting beweeg, want Sirië is in die oorlog, Irak is in die oorlog, en intussen is dit Israel. En dit kan baie maklik wees dat dit in Israel in beweeg, en dis nie baie ver, die Jezreel vlakte is nie baie ver van Sirië af nie. Dis paar kilometer daarvan af. So dit kan fisies wees dat daar 'n oorlog gaan plaasvind. Maar die einde van die hele boodskap van Openbaring is, moenie worry nie. Ja. God is in beheer. Hy sal nog steeds oorwin in sy magte. En dan Dis my siening. Ek weet nie om wat daar staan nie. Ek weet net dit is beplan en dit is in die Here se hande. dit gaan gebeur. Ja. What will be. Maar want hoor wat staan in die volgende bak. En dis eintlik die 7de bak. Okay, so die 7de bak, die 7de engel het toe sy bak in die lug uitgegooi. Hy het in die lug uitgegooi. Hy sê vir die toren van die troon in die tempel af het daar 'n stem gekom en gesê dis verby. Dis klaar. So dis hoekom ek rustig is om te sê dis verby. Die toren is uitgegiet, alles het gebeur. Dis klaar. Sien jy saam? So kan relax. Dis verby. Dit is verby, kan ek net terugtrek, maar God het met kruis gesê dit is verby. Dit is volbring. Nee, dit is volbring. Ek sal dit nou nie so te wil trek nie, want dit die goedheid, maar dit kan wees dat dit is verby. Dis klaar. Dit wat ons moes kom doen het die 7de engel uitgeroep en van die troon af het dit gekom en sê dis verby. Toe het ek daar weerligstrale, dreunings en donderslag gekom. En daar was ook 'n groot aardbewing soos daar nog nie was vandat die mense op die aarde gekom het. So 'n geweldige groot aardbewing was daar. Die groot stad het in 3 dele geskeur. En hierdie groot stad vir hulle wat daai tyd dit gelees het, sou Rome gewees het, né? So hulle kan rustig wees om te sê die Romeinse ryk gaan nie vir altyd wees nie. Ons weet dit het nie vir altyd gehou nie, né?
dit het geskeur, hè? En dit het ook in 3 geskeur. Dit was half vooruit hierdie, né? En die groot stad het in 3 geskeur. God het nie vergeet om van die groot Babylon, want Babylon is die teken van alle onsedelikheid. Dis verby, die beker met die wyn van sy gloeiende toorn gegee nie. Al die eilande het verdwyn en die berge was ook nie meer daar nie. Groot haalstene omtrent 50 kg swaar het van die hemel af op die mense geval en die mense het God gelaster oor die plaag van die haal, omdat die plaag verskriklik was. Sakkies en mense is 20 kg mense. Dis 'n romp. Ja. Ek dink van baie keer in daai versie wat hy vir ons in die Bybel sê, dit kan gaan 'n gewene en 'n geknars van planne wees. So ek gaan almal Absoluut. Dit gaan 'n knars dan. swaar kry. Nou interessant, as ou nou verder gaan lees en julle gaan 'n bietjie 17 en 18 lees, dan is dit nou weer, kan jy so weer die duiwel en sy magte. So hierdie definitief, die 7de plaag is nog vooruit, want hierdie 17 en 18 wys nou eers weer die sedelose vrou en hoe dit gelyk het in die val van die groot Babylon en dan uiteindelik kom die vreugde in die hemel. As by hoofstuk 19 kom. So hoofstuk 17 en 18 is maar so is vir my asof soek maar vir julle geheel in die begin gesê het, as jy die 7's uithaal, dan loop dit nogal redelik kronologies, maar die 7's kom net so tussenin asof hy so 'n halwe vooruitskouing gee, dis wat gaan gebeur en dan praat hy eers weer oor die werking van die boosheid en dan lyk dit amper asof die bose weer gaan wen en dan op die einde dan wen God. Maar dis ook maar as jy die 7's uithaal en jy lees die 7's en dis hoekom ek daai heel eers in die begin het ek vir julle dit gestuur hoe jy dit kan lees soos 'n storieboek. Julle kan maar weer 'n bietjie deur gaan lees. Dan is al die 7's uit. Want die 7's kom net so tussenin, is eintlik so 'n opsomming, so 'n redigeerde weergawe van wat gaan gebeur, maar dit onderbreek half die storielyn eintlik. Maar dit is soos God het gekies het, is dit vir hulle wat dit moes gelees het vir die eerste keer vir ons. Dit kan nie in God se woord verander nie, maar ek sê net as jy die storie sou lees sonder die 7's, dan loop hy baie mooi kronologies van die een punt na die ander punt. Maar die 7's kom sê vir ons, dis soos God gaan uiteindelik alles gaan eindig, want hy sê dis verby en na hy verby dan kom ons dan weer by die sedelose vrou uit. Nou hoe werk dit nou? Maar dit is so halwe vooruit. Vra. Voel julle oor hierdie R18 prentjie? Hy moet klaar kry. Die kieper hom net klaar kry. En ek sê dit vir julle, ons het 'n gesprek gehad voor in die week, dis in my hartseer om te dink as mense maar vir die lewens verlore gaan. Wat hier weer moet gaan, dit is vir my issue. So wat doen ek, hoe, en ek weet mense met in God se hande oorlos, want dit is vir sy wil, maar is dit nie vir ons, moet ons net, ja, God sê in elk geval, jy moet daaraan werk om mense na hom te bring, want dit is 'n benoudheid, dit is ons benoudheid in mense. So, dit is net vir my sleg om weer as mense wat dit moet deurgaan, wat God ken of dan kies nie God nie. En almal van Maar hopelik van hulle bekeer dat as hulle dit sien. Almal van julle het familie en vriende wat nie glo nie en wat oorkommerd oor is. En ek dink wat Nikkie sê, mag dit so wees dat jou getuienis Ja. so sterk sal wees dat hierdie mense, as so iets met hulle gebeur, hulle dit sal kan hoor. Nou kom ons kyk gou na die boodskap vir ons. En ek sê met ons word weer oorrompel deur die grootheid van God. En dan vra ek die vraag, is ons baie anders as wat die mense hier beskryf word? Ons weet alles oor God en tog sondig ons maklik. So ou moet maar vir jouself maar net vra, nie net na ander ouens kyk nie. En dan God gee mense kans en dis vir my so wonderlik. En ons moet nie ons eie kans laat verbygaan nie en soos wat Susan sê, die mense wat ons verlief is, ons moet maar vir hulle bid. En ons familie en vriende wat ons ken wat verlore is, dat hy maar bly bid en vir hulle ook by God bring dat hulle die kanse kan kry en dan die oorwinning is reeds behaal. So ons kan nou al die Here daarvoor aanbid. Daar's nie 'n eendag oorwinning nie, want as die kans is dat dit eers eendag gaan wees, dan kan God ons verloor ook. Wat dan? Dan het ons verloor. Maar die Bybel Openbaring sê, jy kan relax daaroor, die wedstryd is klaar gewen. Die wedstryd is nog net nie verby nie. Nou is dit moontlik dat die wedstryd gewen is en die wedstryd is nie verby nie, sê vir my. Ja. Nou dink aan 'n rugbywedstryd. Hoe kan jy 'n rugbywedstryd terwyl hy nog besig is sê hy's klaar gewen?
As Nieu-Seeland speel, okay, nee, dis nie fair nie. Nee, ek dink as die telling 100-0 is, en dis 10 minute voor die einde, wat sê jy? Ja, game is gewen. Maar die wedstryd is nog nie verby nie. Die ouens kan nog seer kry. Ou kan, jy weet, hulle kan mekaar nog byt. Hulle kan mekaar se been breek nog. Die vyand kan jou nog baie seer maak. Maar jy kan nie meer die wedstryd wen nie. En dis die situasie waarin ons nou is. Die telling is 100-0. Jesus het klaar gewen. Maar die wedstryd is nog nie verby nie. Ons is in die laaste stukke, en dis wat ons laas gelees, onthou julle, het hy gesê, die duiwel is woedend, omdat is nou hy weet, die einde is nou naby. So ons leef in die laaste stukke, en ons sien dit, daar is 'n woede in die wêreld, daar is 'n ongekende woede, en ons gaan moeilike tye in, maar ons hoef nie te worry nie, ons been kan nog gebreek word, ons kan nog seer gemaak word, maar die wedstryd is gewen, telling is 100-0, Satan het niks, Jesus het 100 in die kruis gekry. Ek bid vir ons. Vader, dankie dat ons in U naam hier kan vergader het, en dat ons met 'n rustigheid huis toe kan gaan, Openbaring is in U Bybel ingeskryf vir ons, sodat ons ook, wat 2000 jaar na hierdie mense leef, 'n rustigheid kan hê. Terwyl ons in 'n wêreld leef waar daar baie turmoil is, ons dink maar net aan wat gebeur met ISIS en oral in die wêreld, in Afrika, hoe mense mekaar doodmaak, en hoe die moslems eintlik maar besig is om groot amok te saai, dan weet ons is in beheer. As ons dink aan die ekonomie en ons kyk na wêreldmarkte wat val en hoe die ekonomie werk, dan weet ons is in beheer. En as ons bekommerd is oor ons mense, dan is dit vir ons juist nog 'n kans om weer te getuig en te vertel. En uiteindelik te glo en te hoop dat hulle sal ons getuienis sien. En hy sal vir U wil kies. En ons bid dat U ons daarmee sal help. Amen.